Het jy al ooit gevoel, jy wil sê, Here, U het die krag gehad om iets te doen, so hoekom het U nie? Dis 'n moeilike vraag, maar dis 'n opregte vraag. En ek dink, as ek eerlik is met julle, baie Christene sit met daardie tipe diep vrae binne hulle harte, dinge wat hulle oorwonder, oor hoekom het God nie deurgekom in daai situasie, of toe ek daai gebed gebid het nie. In Johannes 11 kry ons een van die mees emosionele oomblikke in die Bybel, waar so 'n situasie manifesteer. Lazarus, een van Jesus se kosbare vriende, het gesterf. Jesus was baie lief vir Lazarus. En Lazarus het 2 susters gehad, Martha en Maria, en die 2 is gebroke. Lazarus was siek en hulle het gebid en vertrou, en wanneer Jesus uiteindelik opdaag, sê Martha iets wat baie van ons al gevoel het, maar dalk te bang is om te sê. Sy sê die volgende: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Nou, kan julle hoor wat sit agter daardie woorde? Jesus, jy moes iets gedoen het. Jesus, U kon iets gedoen het, né? Jy moes beter. Dis nie net hartseer nie, dis teleurstelling, dis verwarring, dis wat sy voel, dis pyn. En tog, weet julle wat my altyd tref van hierdie storie? Jesus het geweet wat aangaan met Lazarus. Jesus het geweet Lazarus gaan sterf, maar hy het nog steeds vir hulle lief gehad. Wat probeer ek sê? Dit is nogals belangrik om hierdie te hoor. Partykeer dink ons, as God my lief het, sal hy onmiddellik ingryp. Hy sal sekerlik hierdie situasie anders laat uitspeel. Maar Johannes 11 wys vir ons eintlik iets heeltemal anders, dit wys vir ons iets diepers. God se vertraging beteken nie dat God afwesig was nie. Jesus was nie laat omdat hy nie omgegee het nie. Hy was besig om iets groter te doen. As jy nou die evangelies gaan lees, as jy nou die Hebreërs storie gaan lees, hy was besig met iets groter soos hulle op daardie oomblik eintlik kon verstaan en begryp, en bietjie later dan kom Lazarus uit die dood uit, dan staan hy op. En ek dink baie van ons struggle juist met daardie ding, want ons wil hê God moet nou antwoord. Hy moet nou die deurbraak gee, hy moet nou die genesing gee, hy moet nou die voorsiening gee, hy moet nou die situasie verander, hy moet antwoord op 'n manier wat ek eintlik wil voorskryf. Dan het God geantwoord, maar geliefde, God kyk met 'n ewigheidsperspektief na jou lewe, na my lewe, na ons lewens, terwyl ons net met ons beperkte huidige oomblik perspektief sien. Ons kyk kortliks en ten dele. Dan kan ek jou vandag bemoedig. Net omdat God nie geantwoord het soos jy gehoop het nie, beteken nie dat hy op 'n werk het in jou lewe nie. En net omdat jy nie sy plan verstaan nie, beteken sekerlik nie dat daar is nie 'n plan vir jou lewe nie. Daar's verseker 'n plan. God het 'n plan. En sy plan is altyd goed vir jou. Soms verstaan ons eers later waarom God sekere dinge anders te hanteer het, as wat ons nou sou wou hê, of hoe ons graag wou hê dit moes uitspeel. En dis hoekom geloof so belangrik is, want geliefde, geloof sê iets anders. Geloof sê, Here, selfs wanneer ek nie verstaan nie, kies ek steeds om U te vertrou. En miskien is dit jy wat vandag dit moet hoor, of daar's iemand wat vandag wat moet ophou dink, dat ek glo God het my vergeet, hy het my gelos, ek is verloor en alleen. Nee, en jy moet eerder begin onthou dat God sien die volle prentjie. Selfs wanneer ek en jy net 'n klein gedeelte daarvan sien hy die volle prentjie. Nou kan jy vandag saam met my God vertrou, al sien ons net ten dele. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vandag vir die woord, en dankie vir die kosbare storie oor Jesus, Lazarus, Martha en Maria. Dankie dat ons kan iets leer uit daai storie uit, van rou, eerlike pyn en verwarring, die gevoel van verlies, en iets wat uitspeel veel groter. Dalk kan van ons vandag sê, Esma, ja, as Jesus maar net die Lazarus in my lewe laat opstaan uit die dood uit, as daai dinge maar net kan gebeur, dan sal God sekerlik deurkom. Maar nee, Here, mag ons eerder sien dat U was altyd betrokke daar, en vandag en môre, U is nouliks betrokke. En al sien ons net in dele, en al verstaan ons net in dele, bid ek, Jesus, dat U vir ons sal kom wys, dat U is besig, en daarom moet ons berusting vind. Daarom moet ons geloof versterk, en weet dat U is by ons, U is Immanuel, God met ons. Al sien ons nie soos ons dink ons moet sien nie, al gebeur dinge nie soos ons hoop dit moet gebeur nie, moet ons leer om te weet dat God is goed, en God is betrokke. Ek bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.